Welcome to the first podcast of Kingdom Business, a series that aims to inspire and uplift through stories of faith and triumph. Join us in the conversations centered around Kingdom Business, where we delve into the wisdom of God's Word and its application in our workplaces. Through the powerful testimonies of fellow believers, you will find inspiration and encouragement to navigate the challenges and opportunities that arise in your business journey. Together, let's forge a path of growth and mutual support as we seek to fulfill God's will for our businesses and communities, spreading blessings to all. In this powerful episode, Desiree Kleinhans shares her personal testimony of how God's unwavering love and grace guided her through the darkest storms, illuminating a path of hope and redemption. Ons elkeen het ons eie storie en ons eie getuienis, want die lewe gebeur met ons almal. Maar my gebed vir elkeen van julle vanoggend is, soos wanneer julle hier uitstap vanoggend, dat elkeen met 'n nuwe stukkie vrede en 'n nuwe stukkie hoop sal uitstap. Ek wil begin met Psalm 139 vers 16. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe na voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. Ter voorbereiding van my getuienis vanoggend het ek letterlik my hele lewensverhaal gaan neerskryf, van geboorte tot nou, en besef, ek het nie geweet ek is al so oud nie, dis te lank, begin maar weer van voor. En ek het net geweet, my ware getuienis begin na 2018. Alhoewel ek dwars deur my lewe van my geboorte tot nou die goue draad van sy hand in my lewe kon sien, het my ware getuienis eers na 2018 begin. Ek wil maar net noem, ek was nog my hele lewe lank het ek die Here geken, ek het in so 'n huis groot geword, om kerk toe gegaan, sonnaarskool toe gegaan, geweet van die Here, kennis ingesamel van die Here, geweet van hom. En die Here se hand was maar altyd in ons lewe, my en Herman se huwelik. Ons het ook al benoude finansiële situasies beleef. Het was al baie kere werkloos in sy lewe, maar dan het die Here ons net weer opgetel en sy hand was maar net altyd weer daar vir ons. En toe ons ook omtrent 30 jaar gelede Struisbaai toe gekom het, was dit ook as gevolg van Herman by Safkol gewerk. Hy was 'n kontrakteur daar en toe kon Safkol nou nie meer kontrakteurs bekostig nie. En ons het 'n huis op daai stadium, 'n strandhuis gehad in Suiderstrand, toe dog ons kom hiernatoe. Hy het 'n tuindienste begin. Ek het lapverfwerk gedoen en my ou lapverfgoedjies het ek nou maar so verkoop op stalletjies en aan die mooiste winkel in Agallas verskaf, Suidpunt Potpourri. Daardie stadium was dit nog nie my winkel nie, ek het wel later die geleentheid gekry om daardie winkeltjie te kon koop. En my kinders het my lapverfgoedjies deur die skool en koshuis gesit. En Herman het toe later begin bou, en dis toe wat ek die winkel kon koop, en ons het ook die eiendom aan die oorkant van Suidpunt Potpourri kon koop, vir parkering en 'n gastehuis daar gemaak, en later het ons nog 'n gastehuis in Struisbaai gebou, so dit het met ons goed gegaan. En toe breek 15 Junie 2018 aan, maar die dokter my bel, en vir my sê, ek het aggressiewe borskanker, fase 3. Hy was nog besig met my oor die foon, vir my die nuus mee te deel, toe het ek net daar, hy was nog nie eens klaar om vir my te vertel, van al die dinge, waardeur ek nou gaan, al die behandeling. Toe het ek net vir myself gesê, hierdie pad gaan ek net positief stap. Ek wil nie hierdie swaar kry, wat voor my lê, verniet doen nie. Daar moet iets moois uitkom. Ek het nie geweet wat die Here vir my in gedagte gehad het nie, maar ek het geweet, ek gaan sorg dat daar iets goeds uitkom, dit moet 'n positiewe pad wees. Die dokter het my meegedeel, dat my behandeling gaan omtrent so 18 maande wees, eers 'n operasie, dan 8 sessies chemo, so 3 weke uitmekaar, dan 30 bestralings elke dag, 1, en dan 17 immuno-inspuitings, ook 3 weke uitmekaar,
Nou, dit was nou 'n duur storie, daai een so inspuiting waarvan ek 17 moes kry, het R30.000 gekos. Ja, elke chemobehandeling het R30.000 gekos. My bestraling, wat was dit, 150.000? Ek kan nie eens met al die getalle onthou nie. Maar in totaal was dit R900.000. Ons het nie 'n mediese fonds of 'n hospitaalplan gehad nie, weet nog steeds nie. Maar Herman het gesê, man, ons gaan dit nie doen, so. By die privaat hospitaal, as dit moet, dan sal hy eiendom verkoop of wat ook al, maar ons gaan dit doen. En ek was ook nie baie bekommerd nie, ek het geweet, ons gaan nie deurkom. Nou ja, tussen 2 dae later, nadat my kop nou eers 'n bietjie weer rustig geraak het, nou al die skoknuus, toe onthou ek, so 20 jaar terug, 15, 20 jaar terug, het ek 'n oproep van 'n call center afgekry. Nou, ek weet nou nie hoe julle oor 'n call center oproepie voel nie, ek is nie baie vriendelik dan nie. Ek sê gewoonlik nou voor die ou begin praat, hoor jy baie, dankie, ek stel die belang, ek baie. Druk dood. Maar daardie dag was die dame aan die ander kant baie vriendelik, en miskien was ek ook nog jonger en meer geduld gehad, en ek het vir haar geluister, en omdat sy so gaaf was en nice was, het ek nou vir myself hoor ek, okay, ek sal die polisie uitneem, is fyn, is reg. Dat so 'n klein bedrag het gaan per debietorder af, so ek het basies al vergeet van die polis. Dit was 'n Platinum Life polis vir vroue, spesifiek vrouekankers. Ja. En ek kontak toe nou dadelik vir Platinum Life, en hulle stuur my die vorms aan, en al die doktersverslae, en ek stuur dit in, eis. En, ja, ek het gehoop as ek so 100.000, 200.000 kry, sal dit daarom nou baie help. Ek moet net ook sê, voor elke chemo, wat R30.000 kos, moet ek dit eers betaal voor ek my chemo kan kry. En 'n week voordat ek nou my eerste chemo moet kry, te betaal Platinum Life R900.000 in my bankrekening. Ja. Hy is maar altyd betyds. Herman sê altyd, die Here is altyd betyds, partykeer net sien die tergend betyds, maar hy is betyds. Ja, okay, nou waar was ek nou? Hy is gedoen. Ja, soos ek sê, ek het 'n daadwerklike poging aangewend om positief te wees. Ek sê daadwerklik, want dit was nie maklik nie. So 'n behandeling is maar traumaties. Dit is maar traumaties. Dit is 5 jaar later en daar gaan nie 'n dag verby wat ek nog steeds nie daaraan dink. Ek dink nog elke dag daaraan. Ja. So dit is maar 'n wilsbesluit wat 'n mens moet neem. En daarom het ek nou 'n wilsbesluit geneem om positief te wees, en elke chemobehandeling het tussen 4 tot 5 ure geneem. Ek het nou glad nie geweet wat om te verwag nie, so ek het vir my eerste ene nou so 'n bietjie uitgevind by mense wat al gehad het. Hoe is 'n mens nou, slaap jy, kan jy ietsie doen, lê jy nou maar net daar, hoe is dit? Nou, jy lê, jy is in so 'n saal, daar seker so 12, 15 lazy boy stoele, en dan lê al die pasiënte nou daar, en dan kry jy nou maar die goedjies wat nou hier in jou are intap, maar jy is heeltemal wakker. So, hulle het my gesê, ag, vat jou tydskrif saam en eet goedjie of so iets. Ja, jy sal nie alleen slaap nie, jy kan alleen sit en gesels met mekaar. En toe het ek besluit, ons leef so gejaag, ek weet nie van julle nie, maar ja, jy het skaars tyd vir ordentlik Bybel lees, as jy nie tyd maak vir Bybel lees nie, veral in die oggende voor jy uit die huis het gaan, is net so vinnig 'n stukkie. En hier gee die Here vir my elke 3 weke, 5 ure, Pasella. So toe vat ek my Bybel, en ek lees my 4 ure Bybel. Later was dit elke 3 weke, dan is dit maar dieselfde pasiënte wat saam met jou chemo kry. Dan wil hulle weet, hoorie, wat lees jy vanoggend? Dit was eintlik so 'n amazing experience in daai chemosaal. Dit was net asof die Heilige Gees daar was. Dit was eintlik fantasties. As ek so terugdink daaraan, as ek daar ingestap het, dan voel jy net so hierdie Gees daar. Dit was wonderlik. En ek het na elke chemosessie het ek my stukkie wat ek nou gelees het vir die dag en wat ek daaruit gehaal het ek op Facebook gedeel
van my vriendin het gesê, hulle weet, is baie erg om te sê, maar hulle sien letterlik uit elke 3 weke, dat ek moet gaan chemo kry, dat ek my stukkie op Facebook kan deel. Ja, so dit was maar een ietsie wat ek gedoen het, om het myself positief te maak, en ook vir die mense rondom jou, want dit is vir hulle eintlik, dink ek, partykeer swaarder as vir jouself. Ok, waar is ek nou? Ok, ja, ek het lank gewonder of ek die volgende stukkie moet sê, maar ek het geweet, dit is eintlik, dit is 'n groot deel van my getuienis, so ek moet dit sê, en dit is die verlies van my hare. Dit was vir my die ergste, van alles. Van alles waar ek gegaan het, was my hare vir my erg. Ek het maar altyd, die wat my geken het voor daai tyd, ek het altyd lang swart hare gedra, my hare was my wie ek is. Ek het elke week haarsalon toe gegaan, my hare gaan versorg, en ja, dit was wie ek is. Later het ek my wenkbrauwe, my lashes als verloor. Ja, ek het myself partykeer nie, as ek in die spieël kyk, myself herken nie, en toe het ek op een dag net so in die spieël gekyk, en so in my gebrokenheid, toe sê die Here vir my, maar dit is hoe hy my eintlik wil sien, kaal gestroop voor hom van alles, en hy sal vir my 'n nuwe identiteit gee. Ja, en nooit het ek gedroom hoe groot sy plan vir my lewe sou wees nie. Goed. Nou, vandat my finansies uitgesorteer is, en ek nie meer hoef bekommerd te wees oor hoe ek gaan betaal vir my behandeling nie, het die twyfel by my, of die bekommernis by my ingekom, wat sal my besigheid, as ek nou by die huis gaan siek wees, wie gaan nou my besigheid omsien en so aan. En terwyl ek en Herman een oggend ry Hermanus toe kyk ek so by die kar se venster uit, en dink nou maar aan al die dinge, en toe kom Tron se gesig so voor my op. En toe weet ek, ja, ekskuus. Toe weet ek alle twee wat kom. Ek het net op daai oomblik geweet, ek weet dit kom nie van die Here, die kanker nie, maar ek weet die Here het my kanker gebruik om vir hulle twee te hê. Ek weet dit in my hart, dat dit die grootste doel van my kanker was, om vir hulle twee te hê. Ja, ek het vir hom gebel en hulle het dadelik gekom. Jessica het haar wonderlike werk by Babylon Storing opgegee en nie net toe gekom, maar ek glo, ja, ondervinding daar het vir ons soveel waarde in ons besigheid ook gebring. Ja. Ok, nadat toe hier kom bly het na rukkie te vra, na watter kerk toe kan ons nou hier gaan? Nou, in daai stadium toe gaan ek NG Kerk toe, ek vir hom, jong, ek weet nie, ek gaan na my NG Kerk toe, maar ek weet Teresa gaan Koninkryk Woordbediening toe, en ek weet Teresa sal na 'n legit kerk toe gaan. So gaan kyk maar hoe lyk dit daar, by die Koninkryk Woordbediening. Nou ja, Trona soon toe gegaan, en ek sê altyd, my hele storie het eintlik ook begin by Teresa. Sy het so baie, ja, dinge begin in ons lewe. As jy mens so terugkyk, kan sien die mens regtig waar so die hand van God. Ja. En ja, alhoewel ek het nou al 'n paar keer gesê, my positief probeer hou het, en ek wil dit net weer beklemtoon, dit is regtig waar 'n wilsbesluit, wat 'n mens maar elke oomblik van die dag moet neem, positief te wees, want die lewe gebeur mos maar met 'n mens. So, dan het ek ook maar party aande daar in my bed gelê en worry, wat as die kanker nou weer terugkom? En so na my tweede chemo, toe ek ook nou, ja, die chemo maak 'n mens mos nou maar siek, en ek dink, as ek ooit weer hierdeur moet gaan ek dit kan doen. As die kanker nou weer moet terugkom, bygesê. So het ek vir die Here gevra, moet asseblief vir my net wys, ek is gesond. En so na my tweede chemo, terwyl ek nog die aand in my bed lê en bid, toe asof ek myself so in 'n visioen op 'n groen koppie sien staan. My hare is toe al so 'n bietjie uitgegroei, en my hande is in die lug oorwinnend. En toe glo ek, dit is 'n teken wat die Here nou vir my gee, ek het die kanker oorwin, my hare is alweer teruggegroei en so aan. Ja, en toe ek nou vir so rukkie lank, is ek nou, alright, okay, ek gaan gesond wees.
En toe na my kankerbehandeling nou alles nou verby is en ek nou nie meer onder behandeling is nie en toe voel dit nou vir my, sjoe, nou is ek so alleen. Ek het nou nie meer behandeling wat nou die kanker onder beheer hou nie. Wat nou as die kanker nou oor 'n jaar nou weer terugkom? Nou, jy weet nou mos nou hoe is die vyand ook nou. Nou het ek 'n hoesie op my oog, die kanker is nou in my longe. Jy weet so, as maak die duiwel jy mos nou wys. En so lê ek elke aand, ek bid ek vir die Here asseblief, hy moet nou net weer vir my 'n bewys gee dat ek is gesond. Maar dit moet nou sommer 'n duidelike bewys wees. Dit moet nou nie so tussen die lyne, is ek nou, glo ek dit nou nie. Iemand moet dit nou vir my kom sê, ek is gezond, of whatever, maar dit moet 'n duidelike bewys wees. En toe eendag toe sê Theresa weer vir my, hoorie so, maar John Wasserman kom hier so preek, hy is van Pretoria, nee. Ja, daar rond, Kempton Park, ja. Hy kom hier by die Koninkryk Woordbediening preek, die aand, die Sondag aand, en as ek wil, kan ek kom luister. Ja, en toe Tron en Jessica het gegaan, hulle sê, maar ek kan toe soms saam met hulle ry, en ek gaan luister nou maar. Ons is nog half laat, en die saal was so vol, staan daar agter in die saal. En John Wasserman sê toe, voor hy nou begin preek, wil hy net gou gevra of daar iemand is in die saal, met die naam Desiree. Yes, dis ek. Nou, ek en hy ken mekaar glad nie. Het nog met van mekaar gehoor, en hy sê vir my, toe hy Vrydagoggend op die vliegtuig sit, voor die vliegtuig nou opstyg, gaan hy weer deur sy notas, oor wat hy nou wil alles kom sê in Agallas, en toe is dit net soos die Here se stem, wat hy is so fyn aangestel, hy hoor altyd so mooi die Here se stem. Toe sê die Here vir hom, hy moet vir Desiree in Agallas gaan bid, en vir haar gaan sê, dat sy is gesond, en sy gaan nog haar klein kinders sien groot word. Nou ja, ek het vir die Here gevra vir so bevestiging, en daar kry ek dit, en regtig waar, 5 jaar later, ek gaan nie vir opvolg kanker ondersoeke nie, want ek voel net, hoekom moet ek nog 'n bevestiging by die dokters kry, as ek dit direk van die Here afgekry het. Ja, ek weet ek is gesond, ek glo dit, ek twyfel nooit meer daaraan nie. Ok, ek wil nou iets uitlaat nie, het ek net gekyk, waar is ek nou hier op my notas? Daar het ek gesê, ok, yes. En toe gebeur, gaan dit nou maar so aan, toe is dit nou Maart 2020, COVID lockdown, en Herman het ook 'n boodskap van die Here gekry, een nag, en die Here het vir hom gesê, dat hy moet al ons eiendomme verkoop, ons huis, Trons huis, ons 2 gastehuise, en dan moet ons hier op Earth kom bou. Ons het al reeds 'n stukkie grond gehad, en hy het begin bou aan die winkel, en sy hartsbegeerte was nog altyd, nog al vandat ek hom ken, om 'n kerkie te bou. Ja, hy wou eintlik 'n trou venue bou, en dit moet die kerkie hulle moet nou in die kerkie trou, en dan die venue. En ja, die Here het nie vir nie daardie gedagte in sy kop geplaas nie, om 'n kerkie te bou nie. Hy het net nie geweet die Here gaan hierdie kerkie gebruik, nie vir 'n trou venue nie, maar vir die Koninkryk Woordbediening. Ja. Ja, so ek het die hele tyd geweet, dat hierdie kanker het 'n groter doel gehad. Ja. En as ek terugkyk na hierdie fyn goue draad wat die Here in my lewe gehad het van my geboorte af, dan kan ek dit sien, maar na 2018 sien ek nie 'n fyn goue draad nie, ek sien 'n dik goue ketting. Ja, regtig waar, en ek kan nie wag om te sien watter dinge hy nog in ons lewe gaan doen nie. Maar ek wil net beklemtoon dat 'n mens moet regtig waar beskikbaar wees om te verander. Want kanker kon in my lewe gekom en gegaan het, en niks beteken dit nie. Ek het gekies dat dit iets moet beteken. En al wonder jy ook soms of jy die regte pad gekies het, want 'n mens, daar's baie afdraaipaadjies op die pad, op 'n mens se pad in die lewe. En 'n mens kies partykeer die verkeerde pad. Weet net dat die Here kan jou op daardie verkeerde pad nog steeds gebruik, en iets mooi daaruit laat kom. En dan los jy wat agter jou is, en jy kyk net wat voor jou is.
So, al gaan ons deur die dal van doodskaduwee, kyk net voor jou, daar is jou feesmaal vir jou voorberei, in die aangesig van jou vyand. En my vyand kanker was die beste ding wat met my kon gebeur. En my vyand kanker, ja, my feesmaal, op die grootste gereg op my feesmaal was vrede, wat letterlik die kanker uitgelag het. Want die grootste geskenk vir die Here vir ons seker kan gee, is vrede binne in jou storm. En een van die bekendste stories in die Bybel van Jesus, in die Bybel was seker van Jesus wat die storm stil gemaak het. Hy het wakker geword op die skei en dood eenvoudig vir die storm gesê, wees stil. En die storm was stil. En dit is my konstante herinnering dat Jesus vrede en kalmte in ons storms kan bring. Al lyk dit vir die mens onmoontlik en al is die mediese prognose nie goed nie. God kan met die klap van sy vingers enige situasie omdraai. Daarom glo ek dat ons met Christus in ons sterker is as enige storm. En ek sluit af met die volgende skrif, Matteus 6 vers 33. Soek allereerst die koninkryk van God en vra die wil van God, dan sal hy julle al hierdie dinge gee. Want alles gaan oor hom. Sonder hom is al ons swaar kry en geswoeg totaal verniet. Sonder hom sal my swaar kankerpad verniet gewees het. Sonder hom is ons sonder hoop. En het hy my sy vrede wat alle verstand te bowe gaan laat ervaar in die middel van my storm. Soek dus sy koninkryk. Amen. En nou vir ons luisteraars, wat is 'n koninkryksbesigheid? 'n Koninkryksbesigheid is 'n onderneming wat deur die Heilige Gees gerig word en bestuur word deur 'n godvreesende leier wat hul tyd, talent en geld gebruik om in die geestelike en of fisiese behoeftes van die gemeenskap rondom hulle te voorsien, om God se doel te bevorder. Kom gerus na ons maandelikse koninkryksbesigheidsbyeenkomste by die Koninkryk Woordbediening in Struisbaai, waar eendersdenkende sakelei bymekaar kom om eenheid en geestelike groei in Jesus Christus te bevorder. Ons nooi jou uit om met medegelowiges te skakel en 'n reis van geloof en oorvloed aan te pak. Kontakbesonderhede kan op ons webwerf gevind word. Aangesien ons gretig uitsien om jou in ons gemeenskap van hoop en afwagting vir 'n beter toekoms te verwelkom.